Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met die 10 haikus vir die Vredefort koepel en in hierdie les gaan ons nommer 5, nommer 6 en nommer 7 doen. En ek wil net my kleur verander dat ek nie op julle skree nie. Goed, die 5de haiku se naam is boom. En julle behoort teen hierdie tyd te weet dat 'n boom 'n tree is. Goed, ons weet 'n boom is 'n teken van lewe. En dit is so ongelooflik as ons nou kyk, ons is aan die begin van lente en al die bome is besig om te bot en hierdie klein fyn groen blaartjies te kry. Dit beteken die rustyd is verby. Die groei kom nou. Groei gaan gebeur. Nuwe lewe gaan plaasvind. En dit bring ons net weer onder die indruk van seisoene. Lente, somer, herfs, winter is 'n reëlmaat. It's a rhythm that comes through millions of years. And it's actually so amazing to just pause for a minute and think about it. It's just going on and it will go on and on. Goed, kom ek lees vir julle hierdie haiku oor boom en ek gaan vir julle die vertaling lees. Kom ons begin. Veerlig dwarrel herfs van die kultakke los en broei nog 'n lente uit. Nou hier het ons 'n klomp goed waarna ons moet kyk. Gou net vir julle die vertaling lees. Lightly autumn flutters from cold branches and hatch yet another spring. So, boom, dwarrel, herfs, die herfsblare, kultakke, en broei nog 'n lente uit. So die prentjie van voeltjies wat nessies maak en eiertjies uitbroei, nuwe lewe wat kom. Goed. Dwarrel val, die autumn leaves are falling, they are sinking to the ground. It brings a type of joyfulness, of playfulness to this haiku. Also, if you think about the birds that are nesting and laying eggs and bringing up their little ones, it's a positive image. Kul, soos wat ons gesê het, hierdie kul is 'n menslike eienskap. Jy kan cold wees teenoor mense. It means you are sort of cold, not warm and welcoming towards other people. You are sort of a bit standoffish. Dit versterk die daar so staan ek. Cold beteken jy's koud of afsydig, without warmth. Also, it can be that you are just unfriendly, and it strengthens the description of the branches that are throwing off their leaves. All right, and here we have that personification that we spoke about. Goed, broei, hierso is ek so 'n mooi prentjie gekry van 'n voëlnessie met die eiertjies in. Soos ons gesê het, nuwe lewe, die voëls broei hulle eiers uit. Ek het die voorreg om in my tuin 'n klomp voeltjies te hê in bome wat nessies maak en it's just so precious to watch this and to be part of it. Goed, nou kom ons by haiku nommer 6. Onthou julle, ons het aan die begin gesê, daar's hierdie Bybelse verwysings die heeltyd, die intertekstualiteit. Op die 6de dag is die mens geskep volgens die Bybelse verhaal van die skepping. En hier trek hy die parallel.
it's going parallel with that story of creation. Bybelse skepingsverhaal, die mens is op die 6de dag geskep, en in hierdie gedig word daar 'n voorspelling gemaak, 'n prediction of what is going to happen in Haiku 10. Alright, kom ek lees vir julle. Toe staan stof uit stof en oorheers die aarde op grond van sy bestaan. The translation, then, to is then, and we're going to talk about that now. Dust from dust appears, overruling the earth on grounds of its existence. Bestaan, existence. En hier het ons weer 'n S-alliterasie. Stof uit stof, staan stof uit stof. Definitief 'n Bybelse verwysing. Hierdie woord, toe, saam met woorde soos maar, want, en, as jy daai woorde sien aan die begin van 'n frase of 'n nuwe vers, dan beteken dit, daar is 'n verandering wat besig is om plaas te vind. Die fancy woord wat ons wil gebruik is, daar's 'n wending. There's some sort of change that's going to take place. So, kom ons kyk, ons weet dit is definitief in die korrekte formaat, ons gaan nie dit eers nou kontroleer nie. Dit beteken basies, die mens, volgens die Bybelse storie van die skepping, is die mens geskep uit stof. Né? En dis baie interessant by begrafnisse, funerals, they usually say from dust to dust, né? Van stof tot stof. So die mens is volgens die Bybelse verhaal uit stof geskep, maar die mens eien hom die reg toe om die aarde te regeer. En wat vir my baie interessante woordspeling is hier, ek wil net gou teruggaan hiernatoe. Nee, ekskuus, ek is nou by die verkeerde plek. Hierso. Oorheers die aarde op grond van sy bestaan. So, oorheers. It's not a very positive word. Oorheers means to lord over. Op grond van sy bestaan. So the human, the man is lording over earth because he is existing. En dit was my interessant, oorheers die aarde op. There's a connotation of using up the earth. Nee? Maar as ons dit nou so lees op grond van sy bestaan, dan beteken dit iets anders. Kom ons kyk net gou weer hierna. Ons het nou gepraat oor hierdie stof tot stof, dit word by begrafnisse gebruik. Die ironie wat in hierdie deel voorkom, is dat die mens is uit stof gemaak, maar hy heers oor die grond of die stof waaruit hy gemaak is. Lording over, but is actually just dust. Nee? Mens is gemaak van grond en in 'n sekere sin is grond is die mens, maar die mens speel baas oor die grond. En wat doen hy? Baie keer vernietig ons net die grond. Ons gebruik dit op, ons abuse, ons misbruik, nee, eerder as om te gebruik en te versorg. So dit is die 6de haiku. Dan kom ons by die 7de haiku, en hierdie enetjie se naam is Wêrelderfenis. So, 'n wêrelderfenis. 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 'n wêrelderf
dit is geoormerk vir die hele wêreld, want dit behoort aan alle mense. Goed, kom ons lees. En ons koepel skeur al langs die perforasies van mensdom middeldeur. Baie interessant. Die koepel, ons koepel skeur, hy noem dit ons, because it belongs to all the people of the world, not only us here in South Africa. Kom ons kyk gou-gou na die vertaling. Then, nee, ek jok, World Heritage. And our dome, en ons koepel, tears middle through all along perforations of stupid man's humility. Ek gaan dit weer lees, dat julle dit net mooi verstaan. And our dome tears middle through all along the perforation of stupid man's humanity. Ok, kom ons kyk. Hier het ons alliterasie. Daar's alliterasie, klanknabootsing, die koepel, ons koepel skeur, if you rip paper. Dis ons koepel, want dit behoort aan alle mense, maar ons, almal, is besig om dit te vernietig. Ons is besig om ons erfenis, our heritage, we are busy destroying that. The whole thing of, will what we have still be there when your grandchildren and their grandchildren, all the generations, will they still be able to witness, experience and enjoy? Goed, daar's 'n geweldige woordspeling. Hy praat van mensdom en hy die woord sonder die koppelteken means humanity, all the humans. But now he added a hyphen there, 'n aandagstreep, né? 'n hyphen is 'n aandagstreep. So it draws your attention to this word, dom, meaning dumb. The humanity is dumb because they behave in such a way that what is our heritage will be destroyed. All right, so that's what he's trying to say through this haiku. It's so thought-provoking. I hope it helped you. Tot de volgende keer.